Ek wil graag vir jou hierdie waardevolle aandenking gee as blyk van ons vriendskap. My familiewapen is daarop. Baie dankie, dis werklik baie mooi. As jy ooit in Engeland kom en jy beland in die moeilikheid, sal hierdie swaard vir jou heelwat deure oopmaak. Jy's baie vrygewig, my. Ek is baie trots op jou, Brackenjan. Dankie, Juliet. Dis daai gemaskerde man. Wie jy ook al is, jy kan nie keer vergeet van wegkom. Hy is glad nie gevaarlik nie. Hy werk vir my. Hy's net 'n veiligheidswag. 'n Veiligheidswag. Toe ek hom gister in die paleis gesien het, het ek nie geweet hy is in Frankryk nie. Dit was 'n skok. So daai man is jou vriend. Hy is een van my beste wagte. Hy wou ons maar net beskerm en hy het ook. Ha! Die geheimsinnige gemaskerde man was toe nooit een van kardinaal Richelieu se agente nie. Hy kon met 'n geruste hart terugvaar Engeland toe op die sonnige dag. Die hertog was veilig tussen vriende. Intussen het Brackenjan se selfvertroue toegeneem en sy heldedade vermeerder. Hy was op pad om 'n ware musketier te word. Ek het uitgevind dat die houer met die regte diamante na Engeland verskeep is. Dit moet die bekende diamante wees wat die koning vir die koningin gegee het die dag toe sy gekroon is. Dis fantasties, Nies Rochefort. En mag ek vir u vra waarom? Haar Majesteit gaan baie spyt wees oor hierdie indiskresie. Kom binne. Ek is jammer om julle te onderbreek, Eminence. Inteendeel, milady, dit pas my uitstekend. Ek het 'n baie belangrike sending vir jou. Jy moet onmiddellik Engeland toe vertrek, asseblief. Ek is altyd tot die beskikking. Die koningin het vir die hertog van Buckingham 12 diamante gegee. Vind hulle en bring hulle hierheen. Dis verskriklik, wat gaan ek nou doen, Juliet? Ek het niks oor hom voor te leef nie. Sy eminensie weet alles. Ek is geruïneer. Sê asseblief vir my wat verkeerd is, meester. Ek sal u baie graag wil help. Dit het te doen met die kussie diamante wat ek vir die hertog van Buckingham gegee het as 'n blyk van vrede. Die koning verwag dat ek die juwele na die bal moet dra die naweek. Ek neem aan sy eminensie is hierby betrokke. Behep is 'n beter woord en ek kan dit nie verdra dat hy inmengende gedwaas by politiek betrokke raak wat niks met hom te doen het nie. Help my, Juliet. Ek moet 'n oplossing hiervoor kry. Stuur iemand om vir u die diamante terug te bring sodat u hulle hierdie naweek by die koninklike bal kan dra. Maar dis onmoontlik. Niemand sal u toegewy aan die hertog verstaan nie. Ek sal 'n vriend van my na Engeland toe stuur. Ek vertrou hom ten volle. Dankie, Juliet. Ek maak staat op jou. Nou goed dan. Ek sal alles reël. Lankal gedink ek sal goed lyk in meer elegante klere. Ja, ek sien so. In Brittanje is protokol baie belangrik en ek wil sorg dat ek meer weet van protokol af as die hertog self. Ja, toe maar dit lyk nie vir my jy hoef daarvoor bang te wees nie, Pom, hè? Nee. Verskoon my, meneer. Ja, Ek het 'n afspraak met die hertog en ons twee het baie ver gekom. u mors my tyd, meneer. Maar ek weet die hertog sal my wil sien. Ek is nie sommer enige hier jy nie, meneer. Natuurlik, dit is duidelik, meneer, maar u sal verstaan dat die hertog baie besig is en ons sal dit waardeer as u liewer môre terugkom. Maar ek is jammer, ek kan dit nie doen nie, meneer. Kan ek asseblief nou aankom? Meneer, die hertog sal besluit of hy u wil sien nadat u skriftelik verlof gevra. Dis die prosedure wat almal volg. Wat doen ek nou? Ek het 'n idee vir wat gebruik jy hierdie swaard wat die hertog vir jou in Frankryk gegee het nie. Hy het mos gesê dit sal al die deure vir jou oopmaak. Maar natuurlik. Kyk baie goed na die familiewapen op hierdie swaard. Miskien moet jy 'n bietjie nader kom. Lyk dit dalk vir jou bekend? Ek glo dit nie. Dis my heer se familieskuld, dit behoort net aan hom. Mooi, dit lyk of jy ons nou begin verstaan. Jy besef nou hoe belangrik ons is. Hierdie ou hier is Brackenjan en hy is 'n vriend van die hertog en ek en hy ry saam. Maar ek is baie jammer, meneer. Brackenjan, wat 'n verrassing. Ek is bly jy het ook gekom, Pom. Welkom in Engeland. Baie dankie, my heer. Die vloer is vol waks. Kom, volg my asseblief. Die brief gaan oor die diamante. Julle is te laat. Die saak is reeds opgelos. Maar dit is heeltemal onmoontlik. Die diamante is op pad Frankryk toe. 'n Dame wat namens die koningin opgetree het, het hulle kom haal. Sy het gesê dat die koning wil hê dat haar majesteit die diamante na die bal moet dra. Daarom het ek dit vir haar gegee. Kan u my iets vertel van die dame? Sy was baie mooi. Verskoon my, my heer, maar u het 'n swakheid vir mooi vroue. Ek is baie seker sy werk vir kardinaal Richelieu. Ja, alles word nou vir my baie duidelik. Die kardinaal sweer saam teen die koningin. Ja, hy wil sorg dat die koningin nie die juwele het om na die bal toe te dra nie. Ek het 'n vreeslike fout begaan. Haar majesteit sal my nooit vergewe nie.
Ons moet die diamante terugkry, my heer. Ons staan nou net in tyd, ons moet hy dame kry voordat sy in Frankryk aankom. Hy's reg. Ek hoop jy sal my help om die koningin se juwele terug te kry, Brakkanjan. Ek sal dit baie waardeer. Natuurlik, my heer. En so het Brakkanjan, Pom en die hertog van Buckingham met die beste voornemens vertrek en gehoop dat hulle die koningin se diamante betyds sou kon opspoor. Goeiedag, meneer. Ek is die hertog van Buckingham. Ek het u hulp nodig. Het u dalk die dame op hierdie portret elders gesien? Sy het sopas per skip vertrek na Frankryk. Daar. Dis nou regtig jammer. Ja, ek bevrees ons was te laat geweest. En wanneer vertrek die volgende skip? Die volgende skip na Frankryk vertrek eers oor 'n week. Dis 'n regte probleem. Ons sal haar nooit inhaal nie. Ek het 'n skip van my eie. Dis nie baie groot nie, maar dit vaar goed. Wonderlik. Goed dan. Kom ons gaan. Vasberade en onverskrokke het ons 3 helde die soektog na Milady aangepak voordat sy die koningin se diamante aan kardinaal Richelieu kon oorhandig. As hulle sou faal, sou dit haar majesteit in 'n baie groot verleentheid plaas. Die belangrikste faktor was tyd en Milady het 'n groot voorsprong gehad. Pom, wat op aarde probeer jy doen? Ek het gedink dalk kan die blaasbalk ons help om vinniger te vaar. Ek sien ja. Wel, miskien werk dit tog, hè? Ja, ek het mis. Ek is die hertog van Buckingham. Stop daar met die skip. Ja, wow. Ai. Baie. Dit lyk my julle visies weet nie wie ek is nie. Kyk, dis sy. Dis Milady. Wag! Stop dit. Miskien moet jy gesien het wat ek met daai 2 visse aangevang het. Daar's niks van hulle oor nie. Ai! Jy, as jy dink jy gaan so maklik ontsnap, kan jy maar weer dink. Jy gaan beslis nie wegkom nie, so gee liewer op. Ons is jammer oor die pyn en verleentheid. Verskoon ons, juffrou, maar wat is jou regte naam? Nou maar goed, ek is Grafin de Winter. Waarom wou hy daai diamante hê? Dit was 'n opdrag van kardinaal Richelieu. Hy wou hulle gehad het om die koningin in die verleentheid te plaas, deur haar te verhoed om dit na die bal te dra. Hier is hulle. Sy eminensie is vol verrassings. Haar majesteit gaan baie bly wees oor hierdie diamante. Ek sou dit nie sonder jou hulp kon doen nie, Brakkanjan. Ons vriende kom vandag terug. Ek dink is hulle skip. Ek hoop alles het volgens plan verloop en dat hulle die diamante saamgebring het. Ek is baie seker alles het volgens plan verloop. Welkom tuis, my vriende. Het julle die diamante saamgebring? Was daar ooit enige twyfel? Verskoon tog, maar ek dink dis nou tyd om te gaan. Ons is gereed, meneer. Loop gerus, ons jou volg, Brakkanjan. Laat ons weg wees! Ja! Gideon. Dit was 'n jeuglike dag. Die adel het reeds saamgedrom in die paleis se balsaal ter herdenking van die koningin se verjaarsdag, terwyl Brakkanjan en sy getroue vriende hulle gehaas het om die diamante aan die koningin toe te vertrou, sodat sy dit om haar hals kon dra. Ons moet die pas volhou, manne! Die son is al reeds besig om te sak, Julie. Majesteit. Hulle het geval. Moet jy nie bekommer nie, hulle sal betyds wees. Regtig. Die bal begin oor net 'n paar minute.
Ek is baie seker hulle sal betyds wees, hoogheid. Kom aan, Rofty, vinniger! Hulle wag al reeds, ons wil nie laat wees nie. Die oomblik van waarheid het aangebreek. Die koninklike bal het amptelik begin. Sy Majesteit, die koning! Jy lyk pragtig, Anne. Maar waar is my diamante? Verskoon my, Majesteit, maar parels pas baie beter by my verjaardag uitrusting. Ek verkies nog steeds dat jy die diamante draai. Oh, En maak asseblief gou, die bal het reeds begin en almal sit gretig en wag. soos jy verkies. Dit lyk of die plan vrugte gaan afwerp. Sy gaan in 'n baie groot verleentheid wees. Hy het nie gekom nie, Juliet. Dit beteken hy het misluk. Ek weet nie wat om te sê nie. Ons moet gou maak, ons is hopeloos te laat. Dit sal nie meer lank wees nie. Die koningin moet nou aan verskyn en dank. Ai, wag nou my weer versigtig. Moet dit net nie laat val nie. Eminensie, u plan is gekortwiek. Dis die diamante, u eminensie, haar majesteit het hulle so waar teruggekry. Ek het misluk. Milady gaan hiervoor betaal. Kom ons gaan. Jy het zwaar gekry, Brackenjan. Dat is wonderlik, dat is fantastisch. Dit is wonderlik. Jy was vandag 'n volwaardige musketier, Brackenjan, en ons is almal trots op jou. Weg is ons, Rofty. Op is jy, Juliet. Jy lyk baie aantreklik in jou militêre uniform. Dit was op hierdie dag wat al Brackenjan se drome waar geword het. Hy het nie net Juliet se liefde en toewyding gehad nie, maar ook die onvoorwaardelike respek van 3 vriende, Porthos, Athos en Aramis. En boonop die liefdevolle bewondering van sy moeder en vader by die huis, wat hom deeglik onderrig het in die deugde van edelheid, dapperheid en eerbaarheid. Hulle was baie trots daarop dat hulle seun toegelaat is tot die koning se koninklike musketierwagte. Hey, wat van my? O ja, 'n klein pom het vir ewig trou beloof aan Brackenjan. Want julle sien, my vriende, hulle het 'n baie spesiale belofte gedeel. Te midde van gevaar was hulle met elke geveg daar. En hulle plig teenoor Frankryk sou nooit verstryk nie, want hulle het beloof, een vir almal en almal vir een.